Ons teksverse vanoggend is verse 3 en 4, ek gaan dit weer lees. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Gelaat is jou gesig. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Geliefde broeders en susters, Jesaja praat hier oor die Here Jesus, sonder dat hy die Here Jesus se naam noem. Die Here Jesus was nog nie gebore, soveel eeue van tevore toe Jesaja gelewe het nie. Maar hy het oor die Here Jesus gepraat, en die Here Jesus self het gesê dat die profete, dus ook Jesaja, oor hom gepraat het. Wat is skrifgedeelte? Die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 37. Ek het hom in Afrikaans en in Engels vir julle gegee. Die vraag is, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Weet, ons praat ons baie keer. Ons het vanoggend weer gehoor, ek glo in Jesus Christus wat gelei het onder Pontius Pilatus en so aan. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dis die vraag. Die antwoord is dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God, the wrath of God, teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. Nie net my en jou sonde nie, maar die sonde van die hele wêreld. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos. En vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Everlasting damnation, hy het ons daarvan verlos. Nou gaan ons vandag na hierdie skrifgedeelte van Jesaja kyk, maar dan ook met verwysing na die Heidelbergse Katekismus. Daarom sê ek, wat 'n skrifgedeelte het ons nie vandag gelees nie? Wat 'n sondagsafdeling het ons nie vandag gelees nie, want dit gee die hele evangelie kernagtig bymekaar vas, as 'n mens mooi daarna gaan kyk. Dit is die blye boodskap in al sy glorie. Jesus Christus is die man van smarte. Hy is die man van smarte, in plaas daarvan dat jy en ek manne en vroue van smarte sal wees. Jubel en juig daaroor. Dit is hoekom die dominee ook net gesê het, dis iets van 'n vreugdefees as ons nagmaal vier. Dit is nie 'n swartgallige fees, dis 'n vreugdefees. Ons moet daaroor jubel en juig. Gelei, dis 'n ou klein woordjie, maar dit het 'n ontsaglike, groot en diep betekenis. Ek dink ook daar, en mens moet ook daaraan dink dat niemand het ooit en niemand sal ooit meer kan lei as wat Jesus Christus gelei het nie. Hy is die man van smarte, sê Jesaja. En daarom vra die Katekismus, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Eerstens beklemtoon hierdie Sondag 15 van die Katekismus die aard van die lyding van Jesus Christus. Dis die eerste punt. Hoe het hy gelei? Maar tweedens, dat hy nie net gelei het omdat hy 'n martelaar was nie, maar hy het in ons plek gelei. Hy was ons plaasvervanger, sodat ons nie deur daardie lyding hoef te gaan nie. Hy het nie net bloot vir ons gewys hoe ons moet optree as ons sou moes ly nie. Hy is nie maar net 'n voorbeeld van hoe 'n mens moet ly nie. Baie mense dink mos so, ons moet maar net Jesus se voorbeeld volg.
Maar die Bybel sê baie duidelik, dat Jesus in ons plek gelei het, sodat ons nie daardie lyding hoef te deurgaan nie. En dit is mos vir ons 'n troos. Hy het in ons plek God se toorn, his wrath, sy oordeele, his judgments, en die vloek op die sonde gedra. En daarom moet ons nou kyk na die man van smarte wat ons sandelas gedra het. Ons teksverse sê dat hy smarte en krankhede gedra het. Die katekismes sê dat Christus na liggaam en siel sy hele lewe op aarde gelei het. Dus nou kyk ons eerstens daarna, watter smarte het hy gelei? Eerstens het hy gelei na sy liggaam. Jy weet, met Kersfees elke jaar, dan vier ons fees, omdat Jesus Christus gebore is, omdat hy na die aarde gekom het. Maar dit was glad nie feestelik vir Jesus Christus nie. Dit was die begin van sy lyding toe hy gebore is. Hy is in 'n stal gebore, tussen diere, in onhygiëniese toestande, met 'n stank van mis en urine wat daar rondgehang het. Weet, ons sê ons baie keer, Jesus Christus het vlees geword, he became flesh. Dit klink so deftig. Maar wat is nou werklik deftig daaraan, as jy op so 'n manier gebore word? Hy het die verganklikheid van die mens betree. En wat is deftig daaraan? Hy wat na sy goddelike natuur alomteenwoordig was, het skielik met sy menswording plekgebonde geword. Hy was nie meer alomteenwoordig toe hy 'n mens geword het nie. En hy was 100% mens en hy was 100% en is steeds 100% God. Wat is verhewe daaraan dat hy op aarde aan 'n plek gebonde was? Hy was 'n hulpelose baba. Jesaja sê, hy was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. In English, a root out of dry ground. Hy was weerloos, hy was broos, he was defenseless, he was tender. Sy ouers moes met hom as 'n klein babietjie na die verre Egipte land toe vlug, omdat Herodes al die kinders onder 2 jaar laat doodmaak het. Toe hy ongeveer 30 jaar oud was, het hy met sy amptswerk begin. En toe het dit begin deurdat hy vir 40 dae en 40 nagte niks gehad het om te eet nie. Hy het moegheid geken. Op 'n keer was hy in die agtersteewe van 'n skip waar hy aan die slaap geraak het, terwyl die stormwinde en die watergolwe teen daardie skip vasslaan. Hy het nie eers 'n plek van sy eie gehad nie. 'n Huisie of 'n woonstelletjie of 'n shack nie. Hy kon nêrens sy kop neerlê wat sy eie was nie, al was hy die skepper heer van die hemel en aarde. Ander mense moes vir hom sorg. Hy het geen aardse besittings gehad nie. Jesaja skryf dat hy nie skoonheid of pragt gehad het dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Weet jy wat beteken dit? Jesaja sê, hy sal nie eers 'n mooi man wees nie. Hy sal nie iemand aantreklik wees, dat mense graag na hom sal wil kyk nie. Dit is tog wat 'n mens van 'n mens geworde godheid sou verwag, dat hy mooi sou wees, aantreklik. Maar nêrens lees ons in die Bybel oor die fisiese voorkoms van Jesus Christus nie. Byvoorbeeld of hy blond was, of swart hare, of 'n brunet was. Of hy donkerkleurig was, of ligkleurig.
of dat hy lank of kort was, dik of dun, ons weet nie. Niks word in die Bybel oor hom gesê nie, behalwe dit wat Jesaja hier gesê het, dat hy was nie aantreklik, dat ons na hom sou wou kyk nie. Met so baie ander figure in die Bybel, lees ons hoe hulle gelyk het, ons weet min of meer hoe Moses gelyk het, ons weet dat Saul was 'n lang man, kop en skouers bo aan die volk, ons weet dat Dawid was rooierig van kleur, en 'n mooi man. Van Jesus Christus weet ons niks, hoe hy gelyk het, behalwe wat Jesaja gesê het nie. Jesus was iemand vir wie die mense die gesig weggedraai het. Soos wat die New King James Version sê, we hid, as it were, our faces from him. In die tuin van Getsemane het sy sweet in bloed verander. Hy is gevange geneem, geboei, gemartel, gegeesel, bespoeg, in die gesig geslaan. Strompelend is hy van Kajafas, die hoëpriester, se paleis, na Pilatus se paleis, en van daar af na Herodes se paleis, en van daar af weer terug na Pilatus se paleis. Vir meer as 24 uur kon hy nie rus of slaap nie. Hy is aan 6 verhore onderwerp. Maar dis veral, my broer en suster, aan die kruis wat hy na sy liggaam die meeste gelei het. Jesaja skryf in vers 3, hy was 'n man wat pyn geken het. Hy moes 'n doringkroon op sy kop verduur. Die soldate het hom met dik spykers deur sy voete en deur sy hande aan die kruis vasgeslaan. En nou moet jy dink, dit was mooi, pragtige, afgewerkte spykers, soos wat ons het vandag ken, wat ons by die hardeware kan gaan koop, wat deur 'n masjien gemaak is en mooi glad is nie. Nee, daardie spykers was ruwe stukke yster, wat maar net deurgeslaan is. Hy was dors. Hulle bring toe vir hom wyn en gal, bitter gal, maar hy wou dit nie drink nie. Hy het vir 3 ure lank aan daardie kruis gehang, waar die spykers deur sy hande en die vleis van sy voete geskeur het. Hy moes asemnood gehad het, want as jy aan jou arms hang, dan kan jou diafragma nie behoorlik werk nie, en jou borsspiere trek saam. Dus hy het waarskynlik amper dood gesmoor. Sy lyding was so erg, dat hy aan die kruis gesterf het. Maar hy het nie net aan sy liggaam gelei nie, hy het ook aan sy siel gelei. Die katekismes sê, dat die Here Jesus sy lewe lank na sy siel gelei het. Sy lewe lank. Jesaja skryf, die mense het hom verag en verstoot. Hulle het sy liefde verwerp, hulle het sy leer verwerp, hulle het sy waarheid verwerp, hulle het hom as 'n koning verwerp. Lees dit maar in Johannes 1 vers 11. En ons lees ook in Johannes 19 vers 15, waar die Jode vir Pontius Pilatus gesê het, ons het geen koning nie, ons het net die keiser. Hulle het hom dus nie as 'n koning aanvaar nie, hulle het hom verwerp. Die mense wat by die kruis verbygestap het, het vir hom gesê met spot op hulle lippe, red jouself as jy die seun van God is. Kom af van die kruis. Die fariseërs het vooraf, en die skrifgeleerdes saam met hulle, geskreeu daar by Pontius Pilatus, kruisig, kruisig hom. Die heilige seun van God was voortdurend in die kring van spotters en tollenaars
en diewe en bedrieërs en oorspeliges en geveinsdes, hypocriets, lasteraars en liefdelose mense. Hy kon wel van al hierdie sonde rondom hom stik. Hoe moes dit nie deur sy siel gesny het nie? Die aantasting van sy vader se eer het deur sy siel gesny. Hy moes die verkopers en die geldwisselaars daar uit die tempel uit wegjaag, omdat hulle van sy vader se huis, die tempel, 'n rowersspelonk gemaak het, 'n besigheidsplek waar daar maar gekroek kan word. Hy het trane geken. Hy het daar by die graf van sy vriend Lazarus gehuil. Hy het oor Jerusalem gehuil. En hy het gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is. Hy het vooruitgesien dat Jerusalem met die grond gelyk gemaak sou word en dat al sy inwoners uitgewis sou word. En dit het ook inderdaad 70 jaar later gebeur. Wat 'n lyding vir een wat vir Jerusalem so lief was, een wat vir die volk Israel so lief was, dat hy daar uit die hemelse heerlikheid neergekom het na hierdie aarde om vlees te word, om mens te word. Hy het dit tydelik prys gegee om tussen siekes en lammes en stommes en melaatses en sondaars te wees. Jesaja skryf, hy was iemand vir wie die mense die gesig weggedraai het. Hy het dus eensaamheid geken. Hy het alleen daar in Getsemane gebid. Sy disippels kon nie eers wakker bly vir die tyd wat hy eenkant gegaan het om te bid nie. Hy was alleen. By sy gevangeneming het sy disippels soos mis voor die son verdwyn. Hulle het hom almal verlaat. Hy was alleen. Petrus het vloekend Jesus sy meester verloon. Ek ken die man nie. Jesus het alleen daar voor Kajafas die hoëpriester gestaan. Jesus is alleen voor Pontius Pilatus en Herodes verhoor. Alleen. Hy is by die kruis ook deur sy disippels verlaat. Een van sy mede-kruiselinge het vir hom gespot en gelaster en gesê, kry ons van die kruis af. Die vroue daar by die kruis het op 'n afstand bly staan en kyk na wat daar voor hulle afspeel. Hy was alleen aan daardie kruis. Maar die heel swaarste lyding aan sy siel was sekerlik die toorn van God, die Vader, wat om hom gerus het. Die toorn oor al die sonde van die mensdom. Vir 3 ure lank het hy in stikdonkerte daar aan die kruis gehang, sodat hy uiteindelik moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Selfs sy God het hom verlaat, so vinger alleen het hy daar aan die kruis gehang. Maar Christus het nie gelei, sodat ons hom moet jammer kry nie. Hy het nie gelei sodat hy vandag bekend kan staan as 'n martelaar nie. Hy het gelei as 'n plaasvervanger, sê die katekismes en sê Jesaja, 'n plaasvervanger vir ons ongeregtigheid, vir ons sonde, vir ons lyding. Dit is hoekom hy gelei het. En dit bring ons by die vraag, waarom het hy hierdie smarte gelei? Jesaja 53 vers 4, lees dit saam met my.
Dit sê duidelik, hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Ons oortredings, vir ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Hy is ons plaasvervanger. Hy moes op hierdie manier met liggaam en siel ons van die ewige verdoemenis verlos. Hy moes op hierdie manier die genade van God en die geregtigheid en die ewige lewe vir ons verwerf, deur self in ons plek te gaan sterf. Daarom moes hy so ly. So het Jesus dan ook vroeër vir sy disippels gesê, dat hy baie moes ly, dat hy doodgemaak moes word. Lees dit maar in Matteus 16 vers 21. Jesus het in Getsemane gebid, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Matteus 26 vers 42. Maar dit was die wil van die Vader, dat Jesus die lydensbeker ten volle moes drink, ten volle moes leegmaak. Dit was die wil van die Vader om hom te verbrysel. Dit was die wil van die Vader om hom die pyn te laat ly. Deur hom het die wil van die Here ten volle sy doel bereik. Kyk 'n bietjie na Jesaja 53 vers 10. Deur hom het die wil van die Here ten volle sy doel bereik. Jesus Christus het vrywillig sy lewe as 'n dankoffer, as 'n skuldoffer gestel. Vir my en vir jou. Hy moes ly om ons van die ewige verdoemenis te red, sê die katekismus. Verdoemenis. Verdoemenis. Dis 'n groot woord. Kan ek en jy ooit begryp hoe verskriklik die verdoemenis moet wees? Die helse straf, die verderf. En dan is dit vir ewig, dat dit nooit ophou nie. Kan ons dit eers indink? Maar omdat hy ons plaasvervanger is, spring ons al daardie verdoemenis vry. Waarom het hy hierdie smarte gely? Oor my en jou sonde. Ons sonde is so 'n groot gruwel voor God, dat hy dit nie ongestraf kon laat bly nie, want hy is heilig. Hy kon nie maar net gesê het, ag ek sal dit nou maar 'n keer oorsien nie. Sonde is sonde. My en jou vryspraak is dus duur gekoop met die dierbare bloed van Jesus Christus. En dan sê die katekismus in antwoord 38, dat Christus onder Pontius Pilatus gely het, sodat hy onskuldig deur 'n wêreldelike regter veroordeel sou word, sodat ons van God se streng oordeel bevry kan word. Die laaste vraag is, waarvoor het Jesus Christus hierdie smarte gely? In die eerste plek vir die Vader se eer. Maar dis ook om vir ons vrede te bring, kyk maar na vers 5, om vir ons genesing te gee, ook vers 5, en om vir ons die ewige lewe te gee, sê vers 10. So kan ons dan in al die weldade van Christus deel hê. Is dit nie wat ons ook gedoen het met die nagmaal vandag nie? Dat ons het saam met hom deel aan sy liggaam en sy bloed, sodat ons deel kan hê aan al sy weldade. Hierdie weldade is om in plaas van God se toorn te ervaar, ons sy liefde en gemeenskap kan ervaar. Om in plaas van God se streng oordeel vrye verlossing kan ervaar en kan kry. Om in plaas van vervloeking, verdoemenis,
God se seëning en sy liefde en sy genade kan ontvang. Daarom kan ons saam met Paulus roem in die kruis van Jesus Christus. En daarom kan ons sondae bely, ek glo in Jesus Christus, wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gelei het, kan jy sien, is so 'n klein woordjie, en 'n mens sê dit baie keer, wanneer mens na die belydenis kyk, sê mense dit so half gedagteloos, maar ons besef nie die lyding aan sy liggaam en die lyding aan sy siel nie. Dat hy gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. As u weer die geloofsbelydenis lees of nasê of in u hart oordink, dink daaroor wanneer u sê, ek glo in Jesus Christus wat gelei het. Waarvoor het Christus gelei? Luister wat hy self tot die Vader gebid het. In Johannes 17 vers 24, luister mooi. Hy sê, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Daarvoor het hy hierdie smarte gelei. Omdat hy so ontsettend lief is vir my en vir jou. Daarom het hy hierdie smarte gelei, sodat hy ons uiteindelik saam met hom in die hemel kan kry. Want daar is geen ander manier hoe ons in die hemel kan kom nie. Daarom het die Vader gesê, jy moet alles ledig, die hele lydensbeker. Jy moet ten volle betaal vir al die sondes. Daarvoor het die man van smarte gebid. Hy het gebid dat jy en ek eendag in die hemel by hom sal wees. Is dit nie 'n wonderlike troos nie? Is dit nie 'n wonderlike ervaring om te weet, dit is hoekom hy die lyding deurgegaan het. Die lyding waarna ons effens gekyk het in hierdie preek.